Rigters, hoofstuk 4. En die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die Here se oë na Ehud se dood. Toe gee die Here hulle oor in die hand van Jabin, wat koning oor Kanaan was. Hy het vanuit Gasor regeer. Hy het hulle ook oorgegee in die hand van Sisera, wat koning Jabin se leeraanvoerder was en in Garoset Goyim gewoon het. En weer het die Israeliete om hulp geroep by die Here. Vir 20 jaar lank het Sisera die Israeliete wreed onderdruk. Verder het hy 900 strydwaans van yster gehad. Gedurende daardie dae het Debora, die vrou van Lapidot, wat 'n profetes was, opgetree as rigter in Israel. Daar tussen Rama en Bet-El, wat in die bergwêreld van Efraim geleë is, het sy onder Debora se palm gesit, en dan het die Israeliete na haar toe gekom met hulle regsaake. Toe roep sy vir Barak, die seun van Abinoam, na haar toe. Hy was van Kedes in Naftali. Sy sê toe vir hom, trek met 10.000 man uit die stam van Naftali en die stam van Sebulon op na die berg Tabor, want dit is 'n opdrag van die Here, die God van Israel. Kyk, na die Kisonspruit sal ek vir Sisera, Jabin se leeraanvoerder, met al sy strydwaans en soldate laat optrek, want ek het hom in jou hand oorgegee. En Barak antwoord haar, ek sal dit net doen as jy saam met my gaan, maar as jy nie saam gaan nie, sal ek dit nie doen nie. En sy sê, goed, ek sal definitief saam gaan, maar jy sal geen eer kry vir hierdie veldtog nie. Kyk, die Here gee Sisera in 'n vrou se hand oor. Toe het Debora saam met Barak na Kedes vertrek. En Barak het die stam van Sebulon en die stam van Naftali by Kedes byeengeroep. Vandaar het hy met 10.000 man opgetrek. Debora het ook saamgegaan. En Geber, die Keniet uit die nageslag van Moses se skoonpa, Gobab, het van die res van die Keniete af weggetrek. Daar by die groot boom by Saananim, in die omgewing van Kedes, het hy sy kamp opgeslaan. Aan Sisera is daartoe vertel dat Barak, die seun van Abinoam, opgetrek het na die berg Tabor. Toe het Sisera al 900 strydwaans van yster, asook al sy soldate uit Garoset Goyim opgeroep na die Kisonspruit. En Debora het vir Barak gesê, jy moet gereed wees, vandag gee die Here Sisera in jou hand. Kyk, die Here self trek vir jou uit. Barak en die 10.000 man saam met hom het toe die berg Tabor afgetrek. Toe bring die Here verwarring in Sisera se leer en strydwaans, en hulle is met die skerpte van die swaard verslaan. Selfs Sisera het van sy wa afgespring en die pad gevat. Tot by Garoset Goyim het Barak die strydwaans en die leer van Sisera agterna gesit. En die hele leer van Sisera is met die swaard omgebring. Geen een van hulle het oorleef nie. Sisera het egter weggehardloop tot by die tent van Jael. Sy was die Keniet Geber se vrou. Gedurende daardie tyd was daar 'n vredesverdrag tussen Geber, die Keniet, se huishouding en Jabin, die koning van Gasor. Toe kom Jael Sisera tegemoet die tent uit. Daarop sê sy vir Sisera, kom hier na my toe, my heer, hier is niks waarvoor u hoef te vrees nie. Hy het toe by haar tent ingegaan en sy het 'n laken oor hom gegooi. En hy het vir haar gesê, ek is vreeslik dors, het jy dalk vir my 'n bietjie water? Toe maak sy die sak met melk oop en gee dit vir hom om daaruit te drink. Daarna het sy hom weer onder die laken toegemaak. Verder het hy vir haar gesê, jy moet daar by die ingang van die tent wag hou. As iemand hier aankom en jou vra of daar iemand in die tent is, moet jy nee antwoord. Jael, die vrou van Geber, het egter 'n tentpen en 'n hamer gevat en saggies die tent ingegaan, na Sisera toe. Sy het die tentpen met die hamer deur sy slaap tot in die grond geslaan en hy het gesterf. Barak was juis op daardie stadium besig om na Sisera te soek. Jael het na hom toe uitgegaan en vir hom gesê, kom saam met my, dan wys ek jou waar die man is wie jy soek. Toe hy by haar tent ingaan, vind hy Sisera daar op die grond met die tentpen deur sy skedel. Op hierdie manier het God vir Jabin, die koning van Kanaan, aan die Israeliete oorgegee. So het die Israeliete al hoe sterker geword. Op die ou end het hulle Jabin,
die koning van Kanaan, heeltemal oorwin.